Dag agter kykers, baie dankie dat jy weer inskakel en saam kyk na ons program Godsdienst en Koerante wat ons uitsaai vanuit die Kaap op die TV-stasie Homebase TV. Ek kan dit kry deur middel van 'n skottel op free-to-air met 'n decodeerder. Ek kan dit kry met streaming op die selfoon of rekenaar. Ek tik dit in daar homebasetv.org. Of natuurlik soos hierdie, as jy kyk op WhatsApp is ons spesifieke program ook daar. Nou, vandag ons weer eens hierso vir Regard. Dag sê oom. Ek sien jou dogtertjie praat nog steeds met jou daar so. Ja jong, sy moun met my. Want as ek vir 'n drukkie gee, sy sê ek krap haar so. My vrou sê ook so, jou bare krap my. Nou ja, dan moet ek weet, ek moet nou maar gaan skeer as ek in haar goeie boekies wil bly. Dis hoe dit werk. Soos jy leer nou vroeg in jou lewe. Ja, maar Boetie gaan ook vinnig leer, sies tog. In elk geval. Waar begin ons vandag oom? Ja, hierso is nou 'n interessante ene. 'n prent. Kyk hierdie man, hy kyk daar deur 'n teleskoop, daar skyn die son deur, daar baie ernstig lig. Kyk hy, nou sê dit, an observatory officer looks through a telescope to sight the new moon ahead of Eid al-Fitr, which marks the end of the Islamic holy fasting month of Ramadan at the observatory office on Lonka Beach in Aceh, Indonesia. Met alle respect, lyk my hierdie moslims, ek wil amper sê, die maan gepla, die maan beheer hulle. Kom en gaan, heilige dag, ek is bly dat ons as Christene nie sulke maan beheerde gebeurtenisse het nie. Is interessant, ek het ook hulle 'n paar keer gesien hier in die omgewing en op ander plekke in Suid-Afrika. Er is baie mense wat hulle, as die maan uitkom in die aand, as hulle sien, hulle kom so daar by die bome by mekaar, nou lekker asof hulle kniel voor die maan of iets. Nou ek weet nie wat sy geloof het is, ek het nou al probeer uitvind, dan praat ek so maar so... Jy het sulke wit klere aan, sulke wit langrokke aan. Ja, maar baie keer hulle in die dag ook, baie keer sien ek hulle in die aand, dan sien ek daar, dan lê hulle so, dan lyk is amper so die maan aanbid, ek weet nie. Ek dink is van die Afrika godsdienste, ek is nie seker wat alles daar betrek. Hier is nou ook nog 'n interessante een. Kyk net hierdie prentjie oom. Dit sê so, a Buddhist monk walks barefoot over coals during the annual Butari Watsari, known as the Fire Walking Festival, at the Taksonian Yakuyan Temple in Hachuchi area, the western portion of the Tokyo metropolis, Japan. Nou loop die man op die vuurkole om. Dis nou 'n ritueel. Hoekom en van waar? Is daar nie ergens in die Bybel wat praat teen... Dit praat daar so wie hulle wat hulle kinders deur die vuur laat gaan en al sulke tipe goed. Ek dink dit is 'n heidense... Dis 'n heidense gewoonte, dit is onbybels en dit is regtig wat probeer hulle bereik daardeur nou? Jy brand jou voete of wat ook al, dit is dankie tog ek se protestant, laat ek bietjie meer van die Bybelse waarheid weet en nie net op tradisie of ritueel of nou, waar teen protesteer oom? Waar teen protesteer oom? Ek protesteer teen valshede en dwaalleringe. Amen. Ja. Hou so aan oom. Ja. En die doelerendes ook. Ja. Nou ja. Hier is nou 'n interessante ene. Mens kry sulke interessante goeders in die koerante elke keer. Dit sê, dis nog duurder om te sondig. Ons het nou laasweek gepraat oor die definisie van sonde. Ja. Gaan ons 'n bietjie verder sien van dit. Ja, die koerante sal nou vir jou sê wat is sondig en dit word nog duurder. En so sê dit, ja, nee, as jy wil sondig deur te rook, sigarette of drankies te gebruik, die aksiesbelasting is al hoe hoër nou. Aksiesbelasting wat pakkie 20 beloop nou R23,58. Tabaksinne is nou R26,50 en tabakstokkies, verhitte tabakstokkies, ek is nie 'n roker nie, so ek ken dit nie eintlik nie, R17,68. Dis ook nie 'n gesellige prentjie vir die drinkers nie. Al die aksiesbelasting op wyn en vonkelwyn en mout, bier en drank word erger. Nou ja. En hier gaan dit nou aan. Business Day sê dit hierso,
Gambling. Bookmakers push back against 39% effective tax. 39%, dit is geweldig hoog, né? Warning of huge loss of jobs in horse racing industry. South Africa's licensed bookmakers are pushing back against the 20% gambling tax proposed by the National Treasury to curb the surge in betting, arguing it will cause an effective tax rate of up to 39% of the industry and drive business in the sector to a wall. The South African Bookmakers Association said in its submission, seen by Business Day, that the proposed tax, which the Treasury expects to rake in about 10 billion rand, will cause an effective tax rate of nearly 40% for the industry and drive legitimate operators out of business. Ja, So, ja. Toe ek jong was dobbel, is nou voor jou tyd. Toe was dobbel sonde. ja, Nou in jou leeftijd is dobbel nie meer sonde nie. Maar daar was so 'n blinde oog toegemaak vir perde wedrenne. Want ek weet nie hoekom alles nie, miskien was te veel boere betrokke by perdeteelery en so voort. Er was dan nie net kloppies druk en daai tipe dobbel nie, weet, daar was dan perde en vaardighede ensovoorts, maar toch, jy het gedobbel daar so. Ja, hier is nou ene ook. Tighter gambling rules on cards as social costs rise, nee, die gevare. The Department of Trade, Industry and Competition plans to regulate gambling advertising amid mounting pressure from civil society and political parties over the social harms linked to betting. Dan sê online betting companies, particularly sports betting giants such as Betway and Hollywood Bets. As ek hier so ry na julle kantoor hier so, sy opnamelokaal, is daar groot bord daar, Hollywood Bets, Hollywood Bets, Hollywood ek het Bets. al hoe meer gesien, die hele wêreld vol. Ja, 'n bietjie naby aan julle, 'n bietjie laat afval daar so, né? And they've enlisted South Africa's most recognizable sporting figures as brand ambassadors to dominate sponsorships across football, rugby and cricket. So daar word ook groter belasting van, ook nog diedere kos daar. Hier is nou een 2.6 million rand debt haunts online gambler in credit limit dispute. Dis verskriklik om. 2.6 miljoen rand. Let's see, so the Western Cape High Court has granted provisional sequestration against a gambler who raked up 2.6 million rand in debt following an online gambling spree over 6 days. In 'n week. Ja. Dit is vreeslik. In doing so, the gambler, only identified as VZ, exceeded his authorized 150,000 credit limit with Investec Bank due to an internal system error on behalf of the bank. Ja, Hy het seker gedink, nou het hy fasiliteite en tyd, nou gaan hy miljoene maak. Dis Maar toe verloor hy miljoene. when Investec Bank wanted its money back, the gambler was unable to repay his debt, but instead accused the bank of reckless credit practices by allowing him to access so much credit while he cannot afford it. Is die bank se skuld, nie sy skuld nie, bank se skuld. This deployment disabled the balance check function for tokenized transitions. It allowed transactions to be processed through a token rather than directly using card details. As a result, on the evening of February 5th last year, Investec made an error of successfully processing all its clients' tokenized transactions, regardless of whether the client has sufficient balance or has a limit on their account. Upon realizing this error, the respondent took advantage of the situation by making multiple online betting transactions on Hollywood platforms over the next 6 days, totaling slightly more than 2.6 million rand. Each time a transaction was processed, Investec sent SMS notifications to the respondent alerting him of the transactions. So hy het nie verskoning nie. Hy kan nie sê dis nou die bank se skuld. Hy weet presies wat hy gedoen het, man. Hy try die lak, soos hulle sê, en sy lak werk nie uit nie. Kan jy dit glo? Ja. Shit. Ja, hier is nou nog 'n sonde storie, 'n bietjie meer tragies. Dit sê, syndikaat pers man vir duisende af na sekswerker afspraak. Nou daardie duisende is nie duisende, dis honderde duisende moes hulle sê. Die handelsmisdaad in Kootberg het van dese week gehoor hoe 'n sakeman van die stad deur 'n afpersing syndikaat vir 745.550 rand gemelk is.
nadat hy die dienste van 'n sekswerker gekry het. Hulle hom afgepers, nee. Volgens die staat het Woodhead talle dreigoproepe van syndikaatlede ontvang. Uiteindelik het hy uit vrees vir vervolging die geld in 'n FNB-rekening inbetaal wat aan Jambu behoort. Volgens die hofdokument het Woodhead 389.500 van Februarie tot November 2022 in die rekening inbetaal. In Desember 2022, nadat Woodhead besef het die afpersing sou nooit eindig nie, het hy besluit om 'n saak by die polisie aanhangig te maak. Jo, Seker toe ook voor sy vrou Belyn alles skoongemaak word, 'n 3/4 miljoen rand afgepers vir een sonde data. Dit is 'n bietjie erg, ja nie. kan nie dit glo, hè? Sonde is am dier, oom. Dit kan geweldig wees, en dit is skokkend tragies, dit is nie net die geld dier nie, maar dit is al die trauma wat daarmee saam. Ja, sjoe. Dit kan sy hele lewe vernietig. Ja, Sê so, word die werkers geag? En dan sien nou iemand waar so sit in die prentjie, like bietjie moedeloos. Internasionale Maatskaplike Werkerdag word vandag gevier. In SA word maatskaplike werkers deur beperkte hulpbronne gekortwiek, het Rita Fiek vasgestel. Die heel eerste kind wat sy uit sy ouerhuis moes verwyder, was 'n 6 maande oue baba. Sjoe, dis hom erg, nee. kindermishandeling. 4 maande later is hy in 'n kinderhuis dood, weens die verwaarlosing waaraan hy vanaf sy geboorte blootgestel was. Dit is verskriklik. Van Sail, nou 'n maatskaplike streeksbestuurder by Solidariteit Helpende Hand en 'n toesighouer van maatskaplike werkers, sê vir haar is maatskaplike werk roeping. Sy het die beroep gekies omdat sy graag mense wil help en op 'n gestruktureerde wyse 'n verskil wil maak. Ja, hulle doen 'n groot werk, oom. Baie My vrou het 'n vriendin, sy is ook betrokke in die maatskaplike werk en sy sê presies dieselfde, sy is 'n roeping. Want sy sê jy kan nie daar werk en dit nie 'n roeping wees nie. As jy nie behoefte het om mense te help nie, nee, want dit is amper erger as wat dit is om 'n paramedic te wees. Dit traumaties. is baie traumaties. Ja. Baie traumaties en die goed om mee te doen kry. So dis definitief 'n roeping. Ja. Sjoe. Fyn. Hier is nou iets interessants, ons het nog nie dit direk voorheen hier so uitgewys nie. Dit is nou Daily Maverick, en die opskrif daar heel links bo is Your Newsy Week. 168 hours in 5 minutes. En die 8 het daar so 'n uur glasie waar die sand uitloop, die tydglas daarso. En ek weet nie, ek het 'n hele ruk gesukkel om uit te dink wat probeer hulle sê 168 hours in 5 minutes. Wat beteken dit vir jou? Ek weet nie. Jong, ek het 'n paar dae oor gewonder en ek probeer somme maak en toe dink ek 168 hours. Hoe lank is 168 hours? Vat ek 'n dag, 24 uur en tik in 24 in 168. En toe kom dit uit 7. Dis 'n week. 7 dae. Soos 'n week se nuusbrokkies in 5 minute wat jy gou kan oplees. Dis Dit interessant. klop elke dag hierso 'n kort berig oor wat aangaan, of 'n baie interessant party vir hulle. Die een hierso sê it's World Sleep Day. Ek het nie geweet slaap is daar's 'n wêreld slaapdag nie. Maar daar's baie berigte oor slaap wat ons nie by uitkom nie, net die tyd daarvoor nie. Ja. Wat die belangrikheid van slaap beklemtoon, al hoe meer en meer, né? And South Korea is marking it with a 10-day fine sleeping expo. Investment magazine Muglehead reports, not surprisingly, given the rise in sleep-related technology, the expo is being held in Pangyo, an area described as the Silicon Valley of South Korea. Companies exhibiting include those that pioneer AI-driven innovations or embed advanced monitoring into everyday devices. The global sleep tech device market is booming, driven by the rising prevalence of sleep disorders such as insomnia and obstructive sleep apnea, a growing consumer awareness of sleep health,
and the adoption of smart wearables and connected non-wearable solutions for personalized sleep monitoring and management. Tjie, Slaap is baie belangrik. was krities. Nou kyk ons, daar was nou Maart 13, kyk ons langsaam na Maart 15. Nou sê dit, organizations worldwide are racing to develop a universally recognized label for human-made products and services as part of the growing backlash against AI use, BBC News reports. The movement to create AI-free certification systems follows generative AI tools being used to replace human work and creativity in industries including fashion, advertising, publishing, customer services and music. Declarations like proudly human, no AI, and AI-free are appearing in films, marketing and books and on websites. But experts say consumers are in danger of being left confused unless a single standard can be agreed. A universal definition is essential to build trust, clarification and confidence, said consumer expert Dr. Amna Khan from Manchester Metropolitan University. Dan rechts is daar prentjies wat nou aandui 'n hartjie met no AI. Dit beteken hierdie musiek, hierdie brief is nie, ek en my vrou het, sy was daar in Potchefstroom en ek in Kaap, en ons mekaar briewe geskrywe, liefdesbriewe daarop. Vandag sal ek moet sit daar stempel, no AI, ek het dit geskryf, dis nie AI generated nie. Dis erg, ek het letterlik nou die dag, stuur iemand vir my, 'n mooi gediggie, Ja, en ek lees gediggies en dis nou 'n oorspronklik. Ja, goed Afrikaans hoor. Ja. Goed geskryf en dit stuur vir my die AI dit gemaak. Ah, Ek so met teleurgestel. Ja. Dis sommer vies vir die persoon. ja. So ja, dis erg hoor. Dis erg. Daar is nog 'n tekentjie proudly human, en 'n stukkie regmerkie en 'n glimlagmerkie, lyk my dis proudly human, het mense gemaak, die musiek. Hier is my punt. Ek dink dat hierdie is deel van die toekoms, omdat AI so groot ding geword het. Ja. Maar nou gaan die mense kry wat miskien gaan sê, hierdie is nie AI nie, maar dan is dit AI. Maar hoe gaan jy weet? Want die ding is, AI word so goed, Ja, dat hy word beter as mense. mense kan nie meer Briefeskrywer. onderskei tussen wat is AI en wat is AI nie kan 'n beter liefdesbrief skryf as baie mense, maar dis nie opreg en persoonlik nie. Ja, so ek weet nie man. 'n Liefdesbrief vol foute is beter as 'n AI liefdesbrief. Ja, Dan is nog 'n books by people, 'n handtekenmerkie van jou vingerafdruk, books by people, is 'n mense skryf, nie deur AI nie. Dan is die ondersteuning, written by a human, not by AI. shit. Is dit ons toekoms in? Maar ek weet van 'n meisie wat hulle wou haar suspend omdat haar een van haar take wat sy moes ingegee het hulle gesê was geskryf deur AI. En toe moes sy nou aan hulle bewys dat dit nie AI is. En sy het dit toe bewys. Ja. Sy kon toe gelukkig, Ja. het sy 'n ding gehad op haar laptop of wat ook al, wat sy toe kon wys. Ek dink dit was op Google Documents of iets, wat jy kan sien in die geskiedenis terug, Ja. dat jy dit eintlik getik. Ja. Want dis eintlik jy wat dit Ja, gedoen het. dis nie Maar gekopie die en ding is, paste nie. dis hoekom ek sê AI word so goed, Ja, dat hulle het dit nou deur 'n stelsel gesit om te sien, is dit nou AI, en die stelsel het vir hulle gesê dit is AI, Ja. maar die stelsel wat hulle gebruik is AI. Ja. Verstaan, so die AI sê, daar is AI, maar toe is dit eintlik nie AI nie. So, ek weet nie wat die toekoms is nou nie. AI, moet men sê AI. AI. Nou ja, dan is die laaste enetjie hierso vir derde een, as hele paar blokkies, ons nou nie almal lees nie. Thursday, March 19. According to this year's World Happiness Report, nogal 'n hele paar berigte hier wat ons nog nie gelees het nie. Finland's people are the happiest for the 9th consecutive year. And Afghanistan's are once again the unhappiest. Sure. The report by the University of Oxford Wellbeing Research Centre in partnership with Gallup and the UN is based on surveys of about 100,000 people in 147 countries. South Africa comes at number 101, a steep fall from 83 in 2023.
Dus die mense hier word ongelukkiger en ongelukkiger en ek verstaan dit heeltemal, ek gaan nou al die redes gee, maar in elk geval. Alhoewel, ek glo dat jy moet nie jou geluk baseer op jou omstandighede nie. Maar dit is nou 'n geldige punt wat jy daar maak. 'n gelowige, 'n Christen se geluk moet afhang, moenie afhang van omstandighede. Jy het jou geloof, jy is 'n gelukkige persoon wanneer jy glo in God. Ja, ons vreugde word gevind in God. Ja. En nie in dinge om ons. Ja. As jy daai het, al gebeur wat ook al met jou, al verloor jy al jou geld, of wat ook al mag gebeur, dan kan jy nog steeds vrede hê en geluk ervaar, want jy kry nie jou geluk uit goed nie. Presies. Baie belangrik. The surveys also show that heavy social media use has sharply eroded the life satisfaction among people under 25 over the past decade, particularly teenage girls in English-speaking Western European countries. Tjoe. So meer jy vashaaks aan social media, hoe ongelukkiger is jy. Daar's 'n studie wat gedoen is van 1999 af tot en met, ek dink, is dit 2015, ek kan nou nie seker nou, dit was 'n hele klompie jare. En dan kyk hulle na vanaf jou smartphones ingekom het en wat sosiale media begin inkom het. Dit was in 1999 waar dit begin het, soos MySpace en daai tipe van goed. Hoe dit ingekom het en toe Instagram en al die goed en die effek wat dit gehad het. So dit het daar's 'n verskillende effek wat dit het op meisies en op seuns. En so op meisies, hulle gaan totaal in depressie in, want vrouens is meer gepla oor wat ander mense van hulle dink, verstaan? Dit is so. As wat as mans is. So ja, jy kry mans wat ook so is, maar oor die algemeen is vrouens meer gepla. So dit wat hulle sien op sosiale media nou, dit wat hulle moet nou opleef, wat hulle nou dink, dit is hierdie influencers, al hierdie nonsens en goed, en die effek wat dit het op hulle geestestoestand is geweldig groot. So dis hoekom Australië mos nou die ban ingebring het van kinders onder 16 geen sosiale media nie. Maar aan die ander kant is ook, jy kan dit nie afforceer nie, want mense gaan maniere kry om dit. So, maar dit is definitief 'n probleem en ek dink ouers moet hulle kinders leer om hulle weerhou daarvan nie, maar hulle moet vir hulle leer wat dit is, of hulle moet hulle soos geen tegnologie, geen niks nie, maar hulle moet hulle kinders leer om sê, luister, hierdie goed bestaan, dit is gevaarlik, hoe moet ons dit gebruik? Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer hulle wel dit gaan gebruik, en dan moet hulle weet hoe dit om te gebruik. So, ons leef in 'n moeilike tyd, oom. Maar dit is moontlik met die help van die Here. Ja, absoluut. Hier is nou enetjie ook, die 168 hours in 5 minutes, en hier is 'n interessante een, 28 Februarie, dit sê so, the New York Times reports that Americans over 60 lost more than $28 billion. Dit is ontsaglik. Dis 'n enorme bedrag, oom. Annually to financial exploitation by 2023. Dit is verskriklik. The numbers are rising because the population is aging and predators are growing, increasingly resourceful, especially in the age of AI. This has led to banks cranking up their efforts to advise older customers and their families about finances, including the dangers of elder fraud and exploitation, and bringing in the experts on dementia to speak with staff members. To date, 1,500 financial institutions have also used BankSafe, a free video program that trains frontline employees to spot the red flags indicating possible elder exploitation and intervene. So daar's letterlik, ek het een keer 'n video gesien van mense wat hierdie tipe van goeders nou probeer stop. En hulle het gesien, daar's letterlik in Indië oom, is daar hierdie skyscrapers geboue, né? Wat die hele gebou, van onder tot bo, daar's duisende mense wat daar werk. Al wat hulle doen is net mense scam. Ja, ek het eergister iemand my weer gebel van die bank. Het ek so 'n transaksie, want dit gaan nou af vir die groot bedrag, tensy hulle stop, het ek het gedoen of nie? Okay, dan sê hulle maar, wanneer was jou laaste transaksie? Dan sê ek maar, julle kan ons op julle rekord sien. Ja. Nee, maar dit is by 'n ander afdeling. Dan sê ek, nee, maar kyk na my, as jy van die bank is, kyk daarop. Ja. En so probeer jy jou scam inligting kry. Hoeveel keer het ek al seker oproepe gekry? En ou mense veral, hulle dink dit is die bank, is 'n fraud department. Iemand probeer jou help. En dat is eintlik fraud. Dan is dit fraud self. Ja. Nee, dis erg. Skokkend. En dan het ons nog enetjie.
onder 5 Maart. Jong, kyk daai prentjie. Daar's duisende mense. Dit sê so about 3,500 bridal couples during a mass wedding ceremony at a Changshim Peace World Center in Gyeongsang, South Korea. Joe, dis 'n groot happy party. 3,500. Ja, A Tokyo court has stripped the Japanese arm of the Unification Church of its tax-exempt status and ordered it to be dissolved. NPR reports the church, whose followers are known as the Moonies, were founded in South Korea by Sun Myung-moon in 1954 and is known for its mass weddings. The court found the church had defrauded about 1,500 followers of $130 million, coercing them to make large donations for their sins to be forgiven. Kan jy dit glo? Hierdie valse kerk en valse profete, Ja, hulle melk mense ongelooflik, die mense oor te toe om wat te sien. skrikwekkend oom. Sjoe. Ai. Nou ja, hier sort nou weer uit die burger, uit die argief wat hulle hier het. En hierso is nou 'n stukkie werd om te weet. Altyd interessant, wat is nou werd om te weet? Nou sê hulle hierso, 25 Februarie 1988, die Amerikaanse evangelist Jimmy Swaggart mag vir 'n jaar lank nie preek nie, nadat hy met 'n prostituut betrap is. Die koste van sonde, ons nou net gebruik die koste van sonde, né? Op 26 Februarie brug die burger, die Amerikaanse TV-prediker Jimmy Swaggart se sonde is deur die Here toegelaat, sodat die goddelike beeld wat sy volgelinge van hom opgebou het, afgebreek kon word. So het meneer Kokkie Lok, direkteur van Jimmy Swaggart bedieninge in Suid-Afrika, gister aan die burger gesê, na aanleiding van die voorval in die naweek toe Swaggart voor sy gemeente gebieg het, dat hy gesondig het. Dan word beweer hy het met 'n prostituut te doen gehad. Ja. Volgens meneer Lok het Swaggart se aanhangers hom as 'n afgod begin beskou en glo hy dat die voorval deur God gebruik is om aan mense te wys dat Swaggart soos hulle van vlees en bloed is. Meneer Lok het gesê hulle kantoor in Suid-Afrika en die buiteland word oorval deur oproepe van mense wat sê dat hulle vir Swaggart bid. Ek onthou dit nog baie goed, dit was baie groot nuus daai tyd gewees, en die skokkend laat geestelike leiers, jy kry mag, gesag, en jy dink jy kan doen wat jy wil daar, en as jy nie oor op die Here hou, en kan onderskei tussen sonde en nie sonde nie, dan vang hulle jou. Nou, hy het net 3/4 miljoen afpersing gekry, en hy het sommer, het sy kerk om daar vir 'n jaar geskors. Ja nee, dis erg ja. Hier is nou een, die Sunday Times, Ja, Hogarth. ja. Ancestors want service delivery too. Interessante So opskrif. weer by Ons ancestors. is nou by ancestors. As ek die woord ancestors hoor, dan gaan my oor oop en Rooi ligte. rooi ligte kom aan. Hogarth knew that the once mighty Kaiser Chiefs will not win anything this season when he heard that the most popular song amongst its fans right now has a line that goes, by soily Marawai. Translated, they have bewitched us. They have bewitched us. But why? Well, it now turns out that Amakosi fans are not the only one blaming their misfortunes on witchcraft. According to the media reports, there is a strong push for a cleansing ceremony at Luthuli House from current and former National Executive Committee members who believe the ANC's loss of support has to do with evil spirits and being cursed. But Hogarth has news for the comrades. You do not need an Inyanga or any other kind of spiritual healer. You do not have to offer any poor animal as sacrifice to the ancestors. All you really need is to deliver water, electricity, health, education and jobs to the people. Dit is baie maklik, maar die tragedie is, wel, hulle blameer ander dinge, maar as jy dit blameer op duiwelse, wel nie duiwelse geeste nie, maar voorvader geeste, dan is daar 'n probleem. Ja. En dis nou die regerende party in ons land, wat hulle gebou, wil cleanse of ancestor spirits, dan moet jy weet,
watse regering Jy van moet die hulle dag happy het hou, ons. né? Ai, Hulle dit is happy hou. skok See, en so praat. voodoo politics. Ja, But if the leading cadres at Luthuli House decides to go with the idea, apparently it would not be the first time a Muthi man is brought to the building to chase away evil spirits. So dit is maar 'n normale ding, like it my. ai, Those in the know say that in 2008 the party's presidential office was unoccupied for a long period as the Nkandla Kroene insisted that the KwaZulu-Natal shaman first be brought into the remove alleged Hayatan voodoo. His supporters feared may have been left behind by his predecessor staffers. Only after a cleansing ceremony, it is alleged that the new party president moved into the new office. So dis maar deel van ons politiek in die land, like it my. nou as sulke dinge jou so beïnvloed, dan is ons land ongelukkig aan die moeilikheid. Ja, hier is nou 'n opvolgbruggie daar. Senior ANC figures push for Luthuli House spiritual cleansing as party bleeds support. The story. The ANC is debating a cleansing ritual at Luthuli House to address perceived spiritual issues including traditional practices and animal slaughter. What we know. Proponents argue that the ritual is vital to remove negative influences, but elders warn it could harm the party's credibility. What else? Consultations with traditional healers and a trip to the Eastern Cape have occurred, linking the ritual to the legacy of Inyanga Kotsu Sethunsa. Baie vragies. Dan sien so nou 'n prent daar en dit kan verskillend geïnterpreteer word. Daar is Luthuli House ANC politics. Daar staan en kyk maybe not, is vol slange en vol rook. Is dit nou weens die duiwelse, ek speel nou duiwelse advokaat, duiwelse voorvader geest of wat is dit? Ai. Dan sien ek kort beriggie, News 24, removing evil spirits from ANC Luthuli House. While the ANC denies planning a cleansing ceremony at Luthuli House to counter alleged evil spirits affecting its electoral performance, the National Working Committee briefly debated the idea this week and decided any such ritual cannot be held at party headquarters. News 24 has reliably learned that discussions about the proposed cleansing ritual were included on the agenda of the ANC's NWC meeting on Monday. The committee reportedly agreed that while the ritual was likely to proceed, it must be held at an alternative location. Soos nou wil die evil spirits op 'n ander plek uitjaag as die plek waar ek dink dit is. Ek weet nie hoe jy dit gaan regkry en dit word meer belaglik. Ja, nee, dit glo nie. Ai, So, dan word dit skuif na 'n ander onderwerp. ja, Hier is nou weer terug by vroue se rol in die kerk. ja, Pad vorentoe in die GKSA. Dit sê so, AMP het ons kerktaal binnegekom weer die kerkorde as 'n vertaling van die officium diens of plig. Met verloop van tyd het dit verkeerdelik 'n staatsregtelike betekenis gekry, 'n posisie van autoriteit en rang, wat van die posisie bekleer gesagdraer maak. Wanneer ons die besondere dienste so as ampte verstaan, verskuif die fokus na die gesagsdraer en dus na 'n vraag wat irrelevant is vir die dienslewering, naamlik of vroulike persone gesag mag dra. Wat ten nouste hiermee saamhang is of die saak van vroue in die besondere dienste geklassifiseer is as regeer of belydenis kwessie. Die Algemene Sinode van 2009 verklaar uitdruklik en na deeglike eerlike studie deur die teen- en voorstanders dat die saak nie 'n belydenissaak is nie. Toe het ons nog saamgestem dat ons verskil op die vlak van eksegetiese sintese lê, sonder dat voorstanders van een van die twee standpunte as skrifkrities of ongereformeerd geetiketeer is. Dit beteken dat verskil oor die saak van vroue in die besondere dienste nie 'n impak op konfessionele instemming het nie en die eenheid in die kerkverband dus nie in die gedrang bring nie. Die besluit van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika se 2009 sinode staan inhoudelik steeds onveranderend. Op pad na 2026 het die tipering van die verskil tussen die twee standpunte egter geleidelik verander van 'n middelmatige saak
waaroor verskil van mening, aanvaar en verdra en bestuur moet word, tot 'n wesenlike saak. Hy gaan van 'n middelmatige saak na 'n wesenlike saak. Soos die klem word nou verskuif. Waaroor eens en vir altyd uitsluitsel gekry moet word. Uiteindelik word dit nou in 2026 synode as 'n belydenis saak hanteer, waarin daar geen meningsverskil mag wees nie. Dit is 'n baie ernstige belydenis saak. Wanneer die 2026 besluit teen die agtergrond van hierdie geleidelike verandering gesien word, word dit duidelik hoe mens daaroor moet oordeel. En dan sê dit belydenis saak en wesenlike saak. Die onderskeid tussen belydenis saak en wesenlike saak is in hierdie veranderingsproses nie verreken nie. 'n Belydenis saak raak die gemeenskaplike geloofsgrondslag van die kerke en bind die gewete, omdat dit in die belydenis wat die skrif naspreek verwoord is. 'n Wesenlike saak daarenteen is wel vir orde en regering belangrik, maar dra nie noodwendig konfessionele status nie. Met verloop van tyd het die verstaan van die begrip wesenlik egter verskywing ondergaan, waar wesenlik aanvanklik verstaan is as 'n belangrike saak wat nie maar kantlyn toe geskuif kan word nie, het dit geleidelik begin funksioneer asof dit aandui dat die 2009 besluit konfessionele gewig dra. Wat dus aanvanklik duidelik bedoel was as 'n regeerbesluit, word nou in praktyk hanteer asof dit 'n belydenis saak is. Nou gaan dit nie meer oor regeerbinding nie, maar word dit leerbinding. Nou raak ordereëlings nie meer dienend aan die belydenis nie, maar word dit in praktyk gelykgestel aan of selfs deel van die belydenis. So dit word nou 'n leerbinding, jy is nou gebind volgens die leer van die kerk, die dogma. Ja. Hier het ons nou die skerppunt van die prinsipiële spanning. Wanneer 'n saak, wat nie met algemene instemming van die kerke tot belydenis saak verklaar is nie, tog hanteer word asof dit is ongeldig om 'n verskil van mening oor 'n wesenlike saak te hanteer, asof dit 'n belydenis saak is, en om gemeentes wat volhard om vroue in die besondere dienste te bevestig, of oordeel dat dit volgens die skrif kan gebeur, as ongehoorsaam aan Christus, te peer. In gereformeerde kerkreg is daar 'n duidelike onderskeid tussen leerbinding, oor sake wat die belydenis raak en gewetensbindend is, en regeerbindend, wat orde en praktyk raak en hersienbaar is. Ja, baie interessant, né? Leerbinding en regeerbinding. Dit is nou diep teologiese insigte en hoe hierdie kwessie nou skuif van die een aan die ander. Dan sê eenheid beteken nie eendersheid nie. Plaaslike kerke vorm kerkverband op grond van 'n gemeenskaplike belydenis. Waar die belydenis nie aangetast word nie, moet verskille in bedieningspraktyk, mits dit skrifgetrou van woord is, binne die kerkverband aanvaar en bestuur word. Hiermee word die beginsel van plaaslike selfstandigheid gehandhaaf, sonder afhanklikheid of willekeur. Elke gemeente staan onder die gesag van Christus en is gebonde aan een skrifbeskouing en een belydeniskorpus. En van hieruit moet elkeen met verantwoordelike onderskeiding bedieningspraktyke ontwikkel en beoefen wat sy eie unieke omstandighede pas. Eenheid beteken immers nie eendersheid nie, te meer in ons land met sy veeltaligheid en kulturele verskeidenheid. Die gewete mag slegs gebind word waar die gemeenskaplike belydenis dit bind, nie waar 'n meerdere vergadering sy regeerbesluit in praktyk hanteer word asof dit deel van die belydenis uitmaak nie. So kan die huidige botsing tussen voorstanders en teenstanders van vroue in die besondere dienste omvorm word tot 'n omarming van mekaar as gereformeerdes. En dan kan 'n weg gevind word om die verskil te bestuur. En dit sê, dit is geskryf deur Nikki Jansen van Rensburg en Fika Jansen van Rensburg, en hulle is lidmate van die Gereformeerde Kerk Randburg. Hy is emeritus professor in Grieks en Nuwe Testament aan die Noordwes Universiteit en oud-rektor van die NWU se Potchefstroom kampus. Die mening van skrywers is eie en weerspieël nie noodwendig die van Netwerk 24 nie.
Ja, Janse van Rensburg, interessant, ek wonder of hulle almal so familie of ver langs familie is. Die ander een wat ons baie lees is die ene van Johan Janse van Rensburg. Hy is baie behoudend, hy is nou Fika Janse van Rensburg, en ander Janse van Rensburgs ook. Helgaard Janse van Rensburg, ons sal nog 'n onderhoud by hom so gevoer op ons stasie, so hy is ook baie behoudend daar, en skrifgetrou, maar nie alle Janse van Rensburgs sien alles as 'n belydenissaak of 'n regeerbinding of 'n leerbinding, daar is sieninge onder verskil. Maar die gereformeerde kerk het hierdie nou as 'n leerbinding saak gemaak, die vrou in die amp. En die kerk moet dit nou toepas, daarvolgens of nie. So die ding is in die kerk, ons almal is verskillende mense, man. En ons almal het ons eie idees En so voort. sieninge, ja. En dis fyn, maar wanneer dit kom met geestelike dinge, wanneer dit kom met die kerkse dinge, wanneer dit kom met die Bybel, dan moet ons daai goed een kant toe skuif. Ons kan nie dan toelaat, soos wat ons vroeër gesien het, en ons wat in die vorige program ook gesien het, ons kan nie toelaat dat ons wêreldsieninge affekteer hoe ons die Bybel sien en wat ons Elkeen sy eie kain wil word, en elkeen sy eie dinge wil doen. So die hele punt van, kyk, hierdie is nou daai tipe binding, en hierdie is nou daai, en sovoorts, dit kategoriseer waarheid. So dit kategoriseer die Bybel, soos in, hierdie is nie so belangrik nie, hierdie kan jy nou maar oor besluit asof jy nou wil saamstem of nie, okay, hierdie is nou bietjie meer belangrik, en dan, okay, hierdie is baie belangrik, dit is nie hoe die Bybel werk nie. So, baie keer ek dan gesels mense, dat soos in, baie van, hulle gebruik van eenheid in diversiteit. Ja, dan kan enigiets aankom. En daai is 'n baie gevaarlike stelling, dit is waar in 'n sekere mate, in diversiteit van, ek het anders groot geword as oom groot geword het, so daar is verskille in ons opbring, en ons miskien verskille in hoe ons dinge seker mense verstaan, wat ook al het mag wees, maar wanneer dit kom met die Bybel, dan kan ons nie divers wees nie, verstaan, so ons kan divers wees in wie ons is, en ons velkleur, en ons tradisies, en ons gewoontes, en wat ook al het mag wees, maar wanneer dit kom met morele waardes, en die woord van God, en die kerk, dan is dit eenheid in Christus, en nie in diversiteit nie. Verstaan wat ek bedoel? So, want daar is 'n bietjie van 'n weerspreking. So ek dink, ons moet maar pas op om die Bybel en die waarheid te probeer kategoriseer op daardie manier. Dis mos wat ons het laasweek mos gepraat van daardie Dominee Dubois du Toit Junior, in sy program waar hy dink Bybels, waar hy hierdie nommer 1 punt uitgelig het, né? Die dwaalleer in die NG Kerk is ons nie meer skrifgetrou nie, hulle is wegbeweeg daarvan, en hulle kan te veel ander dinge inbring om hulle saak te regverdig. Ja. Hier is nou ene wat daarop volg, verse mag geen meelsteen wees. Nou dink jy, dis deur 'n man of 'n vrou geskryf? Seker maar 'n vrou. Ja, dit is nou weer teen die verse in die Bybel. Die Bybelse verse mag nie 'n meelsteen om jou nek wees, as hy is, kap het af. Wat natuurlik 'n onbybelse houding is. Maar ongelukkig die moderne sommige van die moderne vroue maak die Bybel subjektief. Hier is nou Erika de Beer, en het sê so, de Beer is 'n redaksielid van Netwerk 400 en lidmaat van 'n gereformeerde kerk. Hulle sê nie wat een of waar sy is daar nie, maar dit is nou weer 'n lidmaat wat praat teen hulle kerk se synode besluit, waar nou standpunt inneem, en dit 'n leergesags posisie maak, en nie 'n algemene saak nie. Sy skryf hier so, standpunt, Erika de Beer, nou sê sy, Miriam, Deborah, Gilda, Neatia en Jesaja se vrou word in die Ou Testament almal met die term profetes beskryf. Dit is baie interessant dat vroulike profete word toegelaat, dit is heel normaal, né? Nou sê sy, nêrens lees 'n mens, hulle as vroue is verbied om te profeteer.
oftewel die woord van God te verkondig nie. Ek gaan nie alles lees, nou sê sy verder. Die Jode wou hê Christus moet hulle van die Romeinse oorheersing bevry, maar hy het nie aarde toe gekom om die politieke probleme op te los nie. Een groot rede vir sy koms was om in ons plek vir ons sonde te sterf. Ook Eva sin. Ja, vanselfsprekend. Hy het die benadering van die reëls ter wille van die reëls uitgedaag, soos om mense op die Sabbat gesond te maak. Ja, hy het vir hulle gewys hoe die Sabbat regtig gevier moet word. Die Sabbat is daar om goed te doen, nie om 'n las te wees en jou te bind tot soveel tree mag jy loop en allerhande abnormale beperkings waar die fariseërs daar gesit het, nie, om dit te bemaak 'n werksheilige beperkende dag. Ek het een keer gehoor iemand wat sê, dit is soos wanneer jy op 'n date gaan, maar dit is met God. Want die week werk ons, want die Bybel sê, vir 6 dae moet jy werk. Ja. Dit sê nie, jy kan werk, jy wil Jy kan nie elke dag 'n Sabbat hou nie. Nee, jy moet vir 6 dae moet jy werk, Ja. want God weet ons het dit nodig. Ja, En dan die 7de dag rus ons, ja, en ons spandeer daai tyd met God. ja. Verstaan? So, en is nie van, miskien kan jy as jy wil, of wat ook al, ons moet dit doen, want ons het dit nodig. En dit moenie 'n las wees, dit moet 'n plesier Maar wees. dit kan nie 'n las wees nie, oom. Verstaan, want ek weet, mense Maar daar kan... die Jode het ek dit 'n weet, las gemaak. Ek weet, maar as En jy... Christus kom en sê, dit is nie 'n las, dit moenie 'n las maar wees. die dit hele moet 'n punt plesier is, wees. as jy byvoorbeeld, as oom nou tyd spandeer met oom se vrou, en oom sien dit as 'n las, dan is dit 'n probleem. Verstaan, dis nie hoe dit moet wees nie. Dis my punt wat ek probeer maak. Maar wanneer ons tyd spandeer met God, wanneer ons 'n Sabbat tyd vat, ons kom met die 7de dag, ons word rustig, en ons spandeer daai tyd met God, en ons sny ons af van die res van die week se goed. Dis wat ons moet doen. Maar dit gaan ons nie 'n las wees nie, want jy spandeer met God, verstaan? So, maar in elk geval. Ja. Dan gaan sy aan, sy sê, hy het die veragtes, uitgestootenes en onderdruktes opgesoek. Korrek, ja. Sodoende het hy die status van onder meer vroue, kinders, melaatses, tollenaars en Samaritane verhoog. Ek dink hy het net hulle status tot reg laat kom, hy het nie noodwendig verhoog nie, af van jou terminologie. Dan gaan sy aan en sê, in dieselfde asem sê Paulus ook, vroue moenie haarvlegsels en goud of parels of dierklere dra nie. En hy skryf voor hoe 'n vrou haar kop moet bedek wanneer sy bid of profeteer. Hoekom? Uit respek, né? Terwyl hy sê, dis 'n skande vir 'n vrou om haar hare kort te sny. Ja, wie in daardie tye het hulle haarvlegsels en goud en pers en dierklere gedra? So, die ding is, is baie interessant, daar's geen konteks hierso nie, sy haal net stukkies uit. Om 'n saak As te jy gaan lees, versterk. dan sê Paulus daarso, ons het letterlik dit nou die dag gelees, as die haarvlegsels en daai tipe van dinge, en dan praat hy van, maar dit moet in die hart wees, verstaan, dit gaan oor die hart, verstaan nie, so dit beteken nie nou, 'n vlegsel sonde nie, dit gaan oor, die punt is, waar is die versiering? Dit moet 'n versiering van die hart wees, verstaan nie, so dit beteken nie, ons moet nie netjies aantrek, of wat ook al nie, nee, dit beteken is, wat help het ek trek netjies aan, maar my hart is nie reg nie, verstaan nou, so dit is die konteks daarso, en dan praat hy van die kort daar en daai tipe van goed, is in daardie tyd, het die prostituie, sy hare was afgesny gewees, verstaan, so nou, as vroue gekom en dan sê jy, nee, wag, jy kan nie, want dit is nie 'n goeie voorkoms nie, ons kan nie dit doen nie, en dan het hy gesê, dan moet julle hoof bedek, verstaan, so, maar in elk geval, so jy moet net kyk na die konteks. Ja, sy probeer 'n klomp dinge inbring om nou te... So, wat dit vir my lyk, het is sy gebruik nou hierdie teks om te sê, hierdie is nou goeders van daai tyd, en ons kan nou nie gaan op daai tyd nie, want daai tyd goed was anders te gewees. Precies. Dis waarop het nou manier. Precies. Dan sê sy, Christus waarsku die fariseërs en skrifgeleerdes, julle versaak die gebod van God en klou vas aan die tradisie van mense. Ja, korrek, maar pas op, lees in die konteks. As Paulus se motivering was dat die kerk en die geloof in die samelewing sou skade lei as vroue destyds sou lei en preek, die teenoorgestelde is vandag waar. Daardie enkele verse mag nie die ondraaglike vrag wees om op vroue te laai, om ons te dwing om hulle goddelike roeping te versaak nie.
Ja, pas op voor jy die teksverse aanvat, né? En daar's baie maniere waarop 'n mens sy goddelike roeping kan uitleef. Dit mag ook nie die maalklip word wat om die kerk, gemeentes en lidmate se nekke gehang word nie. Pas op hoe jy interpreteer. Christus sê die 2 gebooie waarop die hele wet en profete berus is. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In een van die laaste gesprekke met Petrus voor sy hemelvaart vra Christus, het jy my waarlik lief? Met sy wederkoms glo ek gaan hy nie wil weet hoekom vrou in sy diens nie stilgemaak is nie. Soos onder die konteks van liefde, moet jy nou daar aanpassings maak, pas op maar. Dit is nie die argument wat sy voer, is nie geldig nie. Want dit beteken dit, ek moet nou die Bybel uitgooi. Want daai argument kan ek al gebruik op enigiets in die Bybel om te sê, maar dit is dinge van daai tyd. Ja. Dit is nie meer van toepassing op my nie, want dit is dinge van daai tyd. En dit is nie hoe dit werk as dit by die Bybel kom nie. Wees 'n bietjie versigtig voor 'n mens te velde trek teen tekste, kry bietjie die konteks. Definitief. Oom, Ja. ons het maar so 'n rukkie terug gepraat oor Good Hope, die Good Hope Center, Ja, wat gekoop was. Ja. Deur wie? Nou, oom sal nie glo nie, né? Ja. Oom moet nou 'n bietjie daar gaan draai. As oom wil hemel toe gaan, Ja. moet oom soontoe gaan. Want hierso sê dit Good Hope pastors R10,000 ticket to heaven. O, So as oom nou 'n kaartjie wil hê hemel toe, moet oom soontoe gaan, lyk dit my. my wêreld, maar dis 'n bargain, dis 'n bargain. Dis nie Dan sleg spring nie. dit purgatory vry, die valfie spring als vry, ek sommer direk daar. Ja. Kan nie reg 'n panel bied nie, ek is Alles, direk daar. reguit. Dit sê so the pastor whose church has likely bought a landmark Good Hope Church Center in Cape Town charges congregants up to R10,000 to become partners in his ministry. For this, Nigerian pastor Lekuchuka John Anuske offers access to prophetic declarations, prayer sessions and even a personal voice note from a man of God himself. Hi. So jy gee hom geld en dan stuur jy vir 'n voice note WhatsApp. Nou is die KI nou daar of wat van die Jy waarheid weet self nie, of jy weet nie, hè? wat nee? Wie gaan nou val daarvoor? The paid partnership program of Spirit Revelation Ecclesia has come under scrutiny after Anoski announced he was the winning bidder for Cape Town's historic Good Hope Center with an offer of R135 million. So duidelik is daar 'n klomp mense wat val hiervoor as hy soveel geld het, oom. Hè? Nou, miskien hoop hy om alles nog in te kry. Hy het Seker. baie geld, maar sit die mense se sak, hy moet uit hulle sak uit Miskien kry. het hy ook 'n bankrekening by Investec. En toe daar ook so error gekom dat hy ekstra krediet kon kry. Mens weet nie. The 49-year-old building in the sought after foreshore area was one of the 53 properties the city of Cape Town recently placed on auction as part of a plan to dispose of underutilized municipal assets. The city says it is conducting a post-auction audit of all submissions and will make a final decision once this is completed. Anoski, whose South African ID number shows him to be 45 years old, appears to make a substantial income from preaching, with several high-value properties in Constantia listed as his residence. He has reported been ministering in South Africa for about 16 years and operates a church in Maitland. The charismatic preacher, who claims to raise babies from the dead, encourages congregants to move with the rhythm of heaven and as a penchant for military fatigues. He presides over energetic services in which congregants frequently collapse in religious seizures. Klink vir my na verkeerde gees daai om. Presies. He calls himself the bondservant of Christ and describes his ministry as a government, not a non-profit organization, where mandatory tithes are considered taxes. So hy belas sy mense. A YouTube video posted by the church this week titled Pastor John Anoski Final Response to the Good Hope Saga outlines plans to identify the first land, hundreds of acres, to establish the prototype for the city of Sons later this year. According to the church website, the partnership scheme is divided into 3 tiers. Tier 1, partners contribute R1,000 to R10,000. Tier 2, R100 to R500. And Tier 3, R10 to R50. The church also encourages congregants to make additional donations through a salary vow, which says uplifts the hand of the man of God, allowing him to focus on ministry without financial burden.
Members are further encouraged to contribute to Good Hope Building Val, referencing the same Good Hope Center where the ministry said it hosted of its first Spirit Revelation Conference in 2013. The Noski did not respond to inquiries. Heritage specialist Cameron Peters said charismatic churches were often exploitative and should not qualify as preferred bids. Instead, he said the building should serve more sustainable community building purposes, whether private or public. Dit is erg hoor. Dis erg. Jy sien, hierdie Nigerians, hulle het daar so 'n kuns met kulkuns, hulle kul die mense met godsdienst en hulle maak miljoene. Dit is net ongelooflik. Wel, hierso is nou reaksie. Mackenzie slams Anokosiki's $135 million bid for Good Hope Center. Pastor John Anosike has defended his reported $105 million bid for the iconic Good Hope Center in Cape Town's CBD of the Sports, Arts and Culture Minister Gayton Mackenzie publicly criticized the proposed acquisition, citing he would not allow it to become open to drugs and would challenge it in court. Anosike, leader of Spirit Revelation Ecclesia, hierdie valse profeet altyd sulke pragtige mooie name vir hulle kerke, jy weet sulke hoogs teologiese indrukwekkende name. Hulle gaan maar na ChatGPT toe, maar dan vooral vir ChatGPT gee vir my die mees ingewikkeldste naam wat jy kan kry. Ingewikkeld en indrukwekkend, né? Announces congregation that the church had bought the Good Hope Center following a city property auction. The announcement has since drawn political and public scrutiny. During a Facebook live broadcast, Mackenzie, who also leads the Patriotic Alliance, voiced opposition to the reported deal and warned that it should be used for arts and culture. What Nigerian church will be there over our dead bodies? I'm saying it now today. There will be no Nigerian church there. You are not going to take arts and culture spaces and give to Nigerian churches. That one will not happen, Mackenzie said. Soos hierdie minister is daar baie spesifiek, hy wil nie. I'm telling you today, if that Nigerian pastor knows what is good for him, he must keep that money. We will never allow it to be sold to Nigerians. That pastor, my advice to him, take your money and invest it in Nigeria, because we will never give you peace there. We will fight you in the highest court. You will never take it. Nigerians have church there. 1, 2, 3. Then the place will become a place of drugs. Nou, soos hier is een minister wat sê, hy val nie vir hierdie grap nie. Sy kop is al maar reg aangeskroewe daar. Ons het nou 'n interessante enetjie hierso. Ja? Van kerke tot KI. Hoekom SA vir swendelaars soos 'n hemel op aarde is. Maar ons het nie nou tyd nie, man. Ek wou nog altyd geweet het, wat is die antwoord? Ja. Hoekom trek ons al die Nigeriese pastore? Is ons mense so stupid? Of is hulle so slim? Of is hulle waar? Of is het vals? Of wat? Hoe is dit moontlik? Ons gaan volgende week uitvind hoor. Okay, pragtig. Goed dan. Okay, kykers, kyk weer saam. Volgende week kry jy al die antwoorde wat jy versoek oor hoekom hierdie Nigeriese pastore so suksesvol is daarso. Sterkte, mag die Here u seën vir die week wat voorlê.